Ek maar aansit. Daar's niks op die skerm vanoggend nie, maar wat julle wil sien dalk is in julle blaadjies, of as jy jou Bybel by jou het, kan jy na 1 Petrus 2 toe blaai, dis waar ons hoofsaaklik gaan wees. Jy kan in jou blaadjies sien, ons gaan ook dalk so 'n bietjie vinnig net kyk na Romeine, maar 1 Petrus 2 is waar ons gaan wees. Nou, ek het my bes probeer om 'n preek uit te werk wat net gaan oor die goedheid van God. Ek het regtig my bes probeer. Maar julle ken julle pastoortjie, ek sukkel so. Daar is so baie oor die goedheid van God in die Bybel. Ek kan julle regtig besig hou vir langer as 'n normale preek van my, om net te praat oor die goedheid van God. Een van die hoofkaraktereienskappe van God in die Bybel is sy goedheid. Een van die mees Pinkster psalms wat jy in die Bybel kan kry, wat jy die hele alfabet gaan, lettertjie vir lettertjie, Alef, al die pad tot by Omega. Elke liewe letter van die alfabet begin hierdie liedjie, en dit is genuine soos 'n goeie AGS liedjie. Hy sê dieselfde ding oor en oor en oor, en jy sing hom weer, en jy sing hom weer, en jy sing hom weer. Ek sê vir julle, as julle Psalm 136 lees, dan is julle in 'n goeie AGS kerk. Want al wat jy oor en oor en oor in hierdie Psalm hoor is, want vir ewig duur sy troue liefde. Want vir ewig duur sy troue liefde. Want vir ewig duur sy troue liefde. 26 keer. Jy raak naderhand moeg om dieselfde ding te sê, maar dis soos brainwashing, of is dit meditasie, of is dit hipnose. Maar op die einde van die dag, as jy hierdie Psalm klaar gelees het, dan as jy eerlik was en jy het hom gelees met intent in jou hart, dan gaan jy een ding onthou as jy wegstap van hierdie Psalm af, want vir ewig duur sy troue liefde. Maar hierdie Psalm begin met die hoofeienskap wat die Bybel wil hê, ons moet verstaan oor God. En in die heel eerste vers van hierdie Psalm sê dit, prys die Here, want hy is goed. Sy troue liefde duur vir ewig. Hy is goed. Dit is die beginpunt van God. Om iets te verstaan rondom God, moet jy begin met die gedagte, hy is goed. Hy is goed. In Hebreërs skryf die skrywer van Hebreërs en hy sê, dit is onmoontlik om God tevrede te stel sonder geloof. En hy wat glo, moet glo dat God is, en dat hy 'n beloner is van die wat hom soek. Dis 'n ander manier om te sê hy is goed. Hy beloon jou as jy hom soek. Dis 'n goeie pa. 'n Goeie pa beloon sy kind vir die gras wat hy sny of vir iets wat hy doen. Al is dit net 'n drukkie om te sê, well done, ek is trots op jou. Jy beloon iemand, dit maak jou goed. Goedheid kom deur wat jy doen. Maak jou goed. Mense noem jou goed want jy doen iets met wat jy het. Jy doen iets met die tyd en die talente en die gawes en die geld en die familie en met wat die Here jou gee, jy doen iets daarmee en dit maak jou goed. En God doen iets met sy godheid. God doen iets met sy wese. Hy is nie net God in die hemel nie. Hy is ook goed. Dit is asemrowend om daaraan te dink. Jou God is 'n goeie God. Ek het nou 2 weke in 'n land spandeer waar hulle God nie goed is nie. Ons God is goed. Die ander gode is dood. Daar's nie goedheid in hulle nie. Ons God het nie net goedheid nie. Hy is goed. Die enige ware God. Nou, die beste manier om dit te verduidelik vir julle is Paasfees. Nee, ek speel. Paasfees. OK. Die beste manier om sy goedheid te verstaan is om te kyk na Paasfees. Nou ja, almal van julle wêreldse mense, ek weet die Paasfees eier het niks met Paasfees te doen nie, dis heiden blablabla. OK, julle wat al by my ete was weet, hierdie is nou maar net dit vervang die lam. Hulle kan nie 'n lam offer nie want ja, hulle glo nie in Jesus nie. Toe sit hulle nou 'n eier op hulle bord en 'n eier verteenwoordig nou die feit dat hulle nie 'n tempel het nie. Maar hierdie is Paasfees vir meeste mense in die wêreld. 'n Paasfees eier is wat mense sien want hulle het nie Jesus nie. Hier's my vraag. Paasfees is vir 'n Christen die naaste beginsel aan God se goedheid wat jy kan sigbaar sien. As jy kyk na die kruis, sien jy sy goedheid. Daarom mans, jy moet soos Christus jou lewe neerlê. Dit is ons voorbeeld van hoe 'n man goed is vir sy vrou. Né? Goedheid is Paasfees. OK. Nou, ek kan nou hierdie vat en ek kan dit nou vir iemand gee. Nou,
Ek wil jy sal my haat as ek dit gebruik. Jy moet na 'n rekenaar kyk, so ek gaan jou nie gebruik nie. Kom staan jy hier voor vir my. Ek gaan jou maar gebruik want jy kan nie vir my te kwaad wees nie. Jy moet my kos eet. So okay. Ek is 'n goeie pa. Ek is 'n goeie pa. Ek het hierdie gaan koop met my geld. Dis 'n lekker chocolate paasfees eier. En ek is 'n goeie pa. So wat ek doen is ek gee my rykdom, dit wat ek het, gee ek dit vir my kind. Is jy bly jy het dit? Ja, Weet jy wat dit is? ja, Okay. Dink jy gaan dit geniet? ja, Okay. Ek is goed, want ek het dit vir haar gegee. Sy, wat sal jy haar nou noem? As ek goed is, wat is sy? Sy is, jy kan sê dankbaar, maar ek praat nou van wat sy is nou dat sy dit het. Ryk. Ek weet nie wat sy woord, miskien is 'n ander woorde. Ek weet nie, daar's nie 'n verkeerde woord, maar vir my is sy ryk. Hoekom is sy ryk? Want sy het nou iets. Susan, het jy 'n lekker paasfees chocolate eier met goed in? Nee. Jy Susan noem 'n mens arm. Okay? Sê ek is arm. Okay. Milaitjie, jy is? ryk, Okay, Susan het geval jy gewonder het. My dogtertjie is ryk, jy is arm. Sy het iets gekry, sy het iets in haar hand wat jy nie het nie. Sy is ryk. Okay. As die rykdom van God en die gawes wat God ons gee en ons het dit in ons hand al is, bejammerenswaardig bo alle mense is ons, as jy net wil ryk wees, wel, jy het 'n goeie pa, jy kan ryk wees. Maar rykdomme is nie die hoofeienskap van God nie, goedheid is. Vanuit sy rykdom is hy vir ons goed. Die hoofeienskap wat ek wil hê jy moet wees as my dogter, is soos ek. En ek is goed, goed. So ek wil hê jy moet wees? goed, Okay. Wat het ek gedoen dat jy my goed noem? Ek het vir jou daai gegee. Wat moet jy doen om goed te wees? dit vir iemand anders gee. Okay. Of van dit vir iemand anders gee. Jy hoef nie die hele paasfees eier weg te gee nie. Maar as jy daai oopmaak, maak dit oop dat die mense dit sien. Ek weet nie of die kamera jou eers kan sien nie. Staan daai kant van my kant, sal net vir ingeval iemand dit wil kyk en nie sien wat in jou hand is nie. Maak dit oop. Versigtig, né? Okay. Geef vir my die papiertjie. Wat's daai? Wys dit vir die mense. Okay. Skud hom. Maak hom oop. So, maar sy. Okay. Ek is goed. Jy is ryk. Dis daai enetjie ooi soos hy. Ek is goed. Jy is ryk. Maar ek wil hê jy moet soos ek wees. En ek het vir jou iets gegee. En nou wil ek hê jy moet wees soos ek. So gaan wees 'n bietjie soos ek. As jy iets gegee word, kan jy sê jy's ryk. Het jy sopas vir 'n halfte gegee met van hy goed in? Het jy? Okay, awesome. Stunning. Jy het nog heel wat oor. Okay. Maar jy kan so goed wees soos jy wil. Moenie na my kyk nie. Jy kan van hy goed uithaal en vir iemand iets gee. Ek weet hy daar agter is so lus vir 'n chocolate. Jy kan dit in sy gesig sommer sien. So ek weet nie of jy vir hom iets wil gee. My punt is net iemand anders in hierdie kerk is nou ryk. En sy is nou ryk. Wys my wat het jy? Okay. Jy is nou ryk. You are rich. But God is good. And for you to be good, what must you do with your riches? I know you don't want to. Yeah. Give him one. Just take one. Did she give you? Just give your dad one. There we go. Eat it, Dad. Now you can call your daughter good for the first time. Jy kan nou vir die eerste keer sê jou dogter is goed. Kan jy glo my kind het vir my iets gegee? Wow, jy's so goed. Okay. Goedheid
Die eerste keer dat jou kind iets vir jou gegee, jy het nie iets vir haar gegee nie, dit maak jou kind goed. Het jy iets gekry? Wat? Dit is goddelike goedheid. Sy het haar hele paasfeeseier vir hom gegee. Oh my goodness, ons almal moet op die dieet wees, ons is op vakansie, sy weet ons speeches by die huis. Okay, mooi, ek is trots op jou. Sy het alles weggegee. Ek het nie vir jou gesê jy moet nie. Ek is trots op jou, my kind. Want ek weet hoe baie jy van chocolate hou. My kind, jy is goed. Jy is goed. Jy kon net die sweeties aan die binnekant uitgedeel het. Jy het alles weggegee. God gee homself en alles wat hy is weg. God is goed. Melaitjie, jy is goed. Luister mooi, moenie worry nie. Ek sê nie jy moet jou chocolate weggee nie, eet hom, geniet hom. Kaal het al klaar die helfte geëet. Okay, nee, my punt wat ek maak, kom by die preek uit. My punt wat ek probeer maak is, julle moet iets van hierdie beeld verstaan van smaak en proe dat God is goed. Ons gaan dit nou lees. Dat jy het iets by God gekry, Milay het iets by God gekry, maar ander mense kon nou haar goedheid proe. Hulle kon fisies 'n stukkie chocolate in hulle mond sit, wat in haar hande was, wat in my hande was, wat toe in haar hande was, wat nou in hulle hand was, en op 'n sekere stadium proe jy die goedheid van God. Dit is Christendom. En al wat ek wil hê julle moet huis toe gaan mee vandag, is nie God is goed nie. As jy nie weet God is goed nie, jy's nie 'n Christen nie, of jy het kwaad geraak vir God en jy het uit die geloof uitgeval. Bel my, kom ons drink koffie, ek spandeer soveel tyd met jou soos wat jy kan verdra. Maar ek sal met jou praat oor die feit dat God goed is. Maar vandag hier voor julle praat ek met mense wat weet God is goed, so ek gaan nie 'n preek doen oor God is goed nie. Maar as jy weet God is goed en jy het dit al gesmaak, wat doen jy met die goedheid van God? Dis die vraag wat Petrus hier met ons oor praat en waaroor ek vandag vinnig net iets wil net kom neerlê op julle voor julle voete om oor te gaan dink oor wat doen jy met die goedheid van God. En so 1 Petrus 2 begin met hierdie woorde: lê daarom alles wat sleg is, alle bedrog, geveinsdheid wat beteken valsheid, jaloesie en skinder af. Lê daarom slegte goed af. Wat bedoel hy daarby? Okay. Melaitjie, ek het weer die chocolate gegee, nê. En jy kon vir my gesê, ek moet sê, Melai, wees goed. Ek het dit vir jou gegee, deel dit. En jy kan soos, ja papa, ek sal. En dan sit in haar sak, vat dit huis toe, sit in haar kamer, maak haar kamer weer toe en eet haar hele chocolate op. Ek sal dit uitdeel, papa, en dan eet jy dit self op. Ek sal vir jou bid, en dan bid jy nie vir iemand nie. Hoeveel keer het ek al vir iemand gesê, ek sal by jou kom kuier, en dan bel ek nie en ek gaan kuier nie. Ek sal iets doen, maar dan doen ek dit nie. Ek wil goed wees, maar ek is bietjie vals. Ek pleeg 'n bietjie bedrog. Hy sê, lê hierdie dinge wat ons weghou van goedheid, lê dit af. Pas op vir daai goed waar jy wil goed voorkom, maar jy doen niks om goed te wees. Pas op vir daai dinge. En hy sê, en ek wil julle laat jy op fokus, lê daarom alles wat jou weghou van goedheid af. Daarom, gaan lees hoofstuk 1. Hoofstuk 1 van Petrus sê letterlik net, nou dat julle Christene is. Nou dat julle tot bekering gekom het. Nou dat julle nie meer wêreldse mense is nie. Nou dat julle kinders van God is. Hou op met sonde. Hou op met bedrog. Hou op om te maak asof julle goeie mense is. Hou op om voor te gee. Julle is mos nou kinders van God. Julle weet wat goedheid is. Jesus het nie net van bo af gesê hy is lief vir ons nie, hy het iets kom doen, hy het by ons kom kuier, hy het vir ons gebid, hy het sy lewe neergelê, het jy? Hou op om te maak asof jy godsdienstig is. Jy is mos nou 'n kind van God. Dis vir my so mooi, jy is 'n nuwe Christen. Hoor wat sê die laaste versies van hoofstuk 1. Want dit is die konteks maak saak om die res van die versies te verstaan. So hoor mooi. Die laaste versies van hoofstuk 1 sê die volgende. Want hy praat oor die feit dat ons is nou Christene, ons is nou nuwe skepings, ons het tot bekering gekom. Dan sê hy, elke mens is soos gras. Al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdroog, die blom val af. Waaraan herinner Petrus jou hier aan die einde van sy eerste hoofstuk? Ons almal gaan doodgaan.
Jou chocolate paasfees eier gaan oud word. Jy gaan vet word. Hierdie goeders vergaan. Jy kan nie vir ewig vashou aan jou rykdom nie, want jou rykdom gaan in jou hand verbrokkel. Hy waarsku ons almal, jy kan nie met rykdom doodgaan nie. Jy kan nie met jou goedheid in jou hart doodgaan nie. Jy moet dit uitkry, want jy's soos 'n veldblommetjie. Besef jy, ons gaan almal eendag doodgaan. Jy moet dit besef, anders gaan jy nooit regtig goed wees nie. Jy gaan net maak asof jy goed is en al jou goedheid vir jouself hou. Maar jy gaan eendag sterf en hy sê, maar die woord van die Here, dit bly vir ewig. En dit is die evangelie woord wat ek aan julle verkondig. Wat aan julle verkondig is. Wat hou vir ewig? Die kruis. Wat hou vir ewig? Jesus se boodskap. Gaan dan heen. Wees lief vir mense. Wees goed. Daai woord staan. Hierdie ander goed, die enigste ding wat ewige waarde het is, gaan bewys jou liefde. Gaan doen iets met jou Christenskap. Want eendag gaan jy sterf en dan gaan daar vir jou gevra word, wat het jy gedoen met die rykdom wat ek in jou hand gesit het? Die naam van Jesus was in jou hand. Het jy hom uitgedeel? Was jy goed vir jou bure? Nee, het jy hulle gehelp met 'n job en het jy vir hulle gehelp? Het jy die goedheid van God in hulle hande gelos? Dis die konteks, nou sê hy daarom hou op om vals te wees. Hou op met jou sonde, vers 2. Dit is so mooi, hoor vers 2. Dis beautiful. Kry die beeldspraak, sien wat Petrus in sy kop het as hy preek. Hoor hierdie beeldspraak. En smag, soos 'n pasgebore babaatjie, na die suiwer geestelike melk, sodat jy daardeur kan groei. Nou vir julle wat baie Bybel lees, hier is nou nie melk teen vleis. Paulus wat sê, ek wens julle was klaar met melk en al op vleis. Hier het nie te doen met geestelike kos en melk. Hier het te doen met 'n baba kan net melk drink. En as 'n baba begin skree, en jy sê, shut up, jy raas. Wat tipe mens is jy? Jy sê, vrou, kom hier, jou kind is honger. Luister hierso, jy sê vir die kind, hier's vir jou kos. Jy gee vir die kind goedheid, jy versorg die baba, jy gee vir die baba wat hy nodig het as hy skree. Jou vriende, jou familielede skree soos babas, maar hulle weet nie wat hulle werklik soek nie, hulle weet nie wat hulle kan inneem nie, en dit is die suiwer melk van God wat ons laat groei. En die wêreld kry dit nie. In baie kerke kry hulle dit nie eers nie. Baie Christelike vriendskappe gee dit nie vir hulle nie, en so hulle bly honger, en hulle verstik aan die wêreld se kos, wat eintlik gif is. So smag jy Christen, soos 'n pasgebore babaatjie, na die suiwer geestelike melk, sodat jy daardeur kan groei. Nou wat is die suiwer geestelike melk? Hy gaan nou vir jou sê wat dit is. Smag jy na die woord van God? Hy praat met Christene en hy sê vir Christene, julle smag nie genoeg na God se goedheid nie. Julle smag nie genoeg nie. Hy sê, smag 'n bietjie. Smag, kyk na 'n kind wat weet hy's honger en kyk wat doen daai kind om melk te kry. Doen dieselfde. Moenie kerk mis nie. Moenie 'n stilte tyd mis nie. Maak afsprake in jou dagboek om jou Bybel te lees vir 10 minute. Smag om jou kamerdeur toe te maak waar niemand jou pla nie. Jou selfoon is nie in jou kamer nie. Jou vrou is nie in jou kamer nie. Dis net jy en jou Bybel en jy smag 'n bietjie na tyd met God. Smag 'n bietjie soos 'n baba, toe. Jy wat al vir 50 jaar 'n Christen is. Wat al so baie Bybel gelees het en so baie kerkdienste bygewoon het. Jy kan 80 jaar oud wees en weer besluit, ek wil smag na my God soos 'n pasgebore babaatjie. Dis moontlik. Dis 'n besluit van die wil. Ek smag soos 'n pasgebore babaatjie na die suiwer geestelike kos, sodat ek kan groei. Met die oog op my verlossing. Met die oog, ek is 'n veldblommetjie.
En ek is op pad om te sterf. Ek is op pad om dood te gaan. Wie weet wanneer my datum wat bepaal is. En so omdat ek nie weet nie, maar ek weet daai dag kom, smag ek intussen tyd na daai verlossing wat definitief op pad is, maar ek smag dat ek in sy hand sal wees en sy goedheid sal smaak. En dis wat hy nou in die volgende vers sê. Hoor hoe sê hy dit so mooi. Hy sê, so smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle kan groei met die oog op daai verlossing. En dan sê hy, as julle, wat se Bybelvertalings lees julle? Al die Engelse vertalings, akkurate vertalings, sê if you. Die ou vertaling in Afrikaans sê as jy. My vertaling, die Nuwe Lewende vertaling, die 2020 vertaling sê, nou dat jy. Hulle praat net van hoofstuk 1. Hoofstuk 1 sê, nou dat jy tot bekering gekom het. Nou dat jy 'n Christen is. Maar die oorspronklike vertaling sê, as jy. Smag na God, as jy die goedheid van die Here gesmaak het. Begeer God, as jy al sy goedheid gesmaak het. Nou, ek moes hier stop, en hier is basically waar ek net wil staan 'n bietjie en dan probeer stop. Hier is waar ek wil staan. As jy sy goedheid al gesmaak het, en ek dink, ek praat hoofsaaklik met ten minste 80-90% van julle, sal kan sê, ja pastoor, vertel my van waar jy God se goedheid al gesmaak het. Vertel my van sy goedheid in jou lewe vandag, hierdie Sondag, hier waar ons nou is aan die einde van Julie. Vertel my van God se goedheid. Vertel my dat hy vir jou die chocolate uitgedeel het, dat dit syne was en hy het vir jou 'n stukkie gegee en jy het dit geproe en dit was, hierdie is lekker. Vertel my van God se goedheid. As jy al sy goedheid gesmaak het, begeer hom. Maar ons proe sy goedheid en ons soek meer, en ons soek meer, en ons soek meer, en ons kry nie meer nie, en dan begin ons kla, en ons raak nie meer babas wat soek na melk nie, ons raak tieners wat huil vir chocolates. Ons raak tieners wat huil vir goed, want my maatjie het dit, ek soek dit, hoekom kry ek dit nie, hoekom het ek, en ons begin nie meer net soek vir kos wat ons laat groei nie, ons begin bederf raak. Maar hy sê, maar as jy al God se goedheid geproe het, nou dat jy God se goedheid geproe het, smag 'n bietjie. En so, die boodskap wat Petrus nou oor gaan praat, is nie, God is goed nie. Dis nie my preek van vandag nie, ek hoop jy weet God is goed. Sy preek is nie God is goed nie. Sy preek is, wat maak jy met God se goedheid? Nou dat jy al geproe het God is goed. Nou dat jy weet God is goed. Nou dat jy weet dat jou siel gered en jy is op pad hemel toe. Nou dat jy die ewigheid gesmaak het in jou mond, want as jy eendag doodgaan, is die woord wat jy gaan uitskree, as God jou die voorreg gee om te praat voor jy doodgaan, is soos, Here, hier is my siel, vat hom. Die feit dat jy weet jy daai woorde kan uiter, dat jy geproe het dat jy die ewigheid gaan smaak. Nou dat jy dit weet, wat doen jy daaromtrent? Hy gaan in vers 4 en nou sê hy hierdie met mense wat al sy goedheid gesmaak het en hy sê, kom nou na hom toe. Hy's 'n klip. Die goedheid van God, nou gaan hy God verduidelik as 'n klip. Nou, as jy wil praat oor die goedheid van God, dan is die klip nie wat ek sal gebruik as 'n voorbeeld nie. Dink 'n bietjie daaroor. As ek dink aan die goedheid van God, sien ek 'n mamma. Ek sien 'n kebe, ek sien 'n sagte kussing. O God is so goed, hy druk jou vas in sy bors, en hy gee vir jou al jou behoeftes, en hy maak jou siektes gesond, en hy help jou, en hy voorsien aan jou behoeftes, ag hy is so nice. Hy sê, nou dat jy sy goedheid gesmaak het, onthou hy is 'n klip. Hierdie goeie God is 'n klip. Hy is 'n lewende klip. Moenie van hierdie boom eet nie. As jy van hierdie boom eet, sal jy sekerlik sterf. En ons sê, nah, jy sal tog sekerlik nie sterf nie, hy is so lief vir jou.
Wat het die slang gesê? Jy sal nie sterf nie. Jy sal soos hy wees. Hy gaan jou vat en sê, ag, moenie worry nie, kom hier, jy's my alkes lullig, ag, moenie worry nie, hoor. Ag, come on, hy's so goed. Hy's so goed vir jou. Eet van sy vruggies. Vergeet bietjie van hom deur die week. Dink net een keer in 'n week aan hom. Dis okay. Dis fine. Hy gaan bly nice wees met. Hy sê, wat? Eet en sien. En Eva en Adam eet. En God vloek hulle. Hy vervloek hulle. Hulle val teen 'n klip en hulle is stikkend verpletter. Hulle heel eerste seun maak sy boetie dood. Dit is chaos, want hulle het op 'n klip geval. Dit is wat ons lees in die begin van die Bybel. God is 'n klip. En dan sê hy vir Eva, uit jou saad sal iets goeds tevoorskyn kom. Nie jy nie, uit jou saad sal iets goeds tevoorskyn kom. Hier, hulle sê, goeie leermeester, Jesus sê, wie's goed behalwe God? Julle weet nie wat goed is nie. Julle het van 'n boom geëet van die kennis van goed en kwaad. Julle weet nie eens wat goed is nie. Julle het nie 'n idee wat goed is nie. Net God is goed. En daarom verstaan julle dit nie, net God is goed. En daarom sê hy, eendag sal iets goeds weer verskyn. En as jy daai goedheid proe, en jy reageer nie reg op wat jy proe nie, moenie vergeet nie, in die tuin was ek 'n klip. En toe Adam en Eva dit nie verstaan nie, het hulle 'n prys vir dit betaal. God is 'n klip, julle. Dis die Nuwe Testament wat God inkleer as goed. Vir Israel was hy net 'n klip. Doen wat ek sê, of hy was hard, hy was die wet. Hulle moes die wet onderhou, dit was die wet of dit was niks. Hy was 'n klip vir Israel, waarteen baie mense hulle self vergrys het. Al die nasies daar buite, wat nie wou luister nie, was 'n bespotting van gemaak, en toe Israel nie na die klip luister nie, toe word daar bespotting van Israel gemaak. Ons God is 'n vreesaanjaende klip. En in die Nuwe Testament sien ons Jesus, en hy is goedheid self. Hy's net goed. En hy vergewe sondaars, en hy's lief vir die prostituie en die tollenaars en die mense wat stikkend gebreek is op die klip. En ons sien hoe goedheid lyk in Jesus Christus. En daarom kom Petrus en hy sê, julle moet iets verstaan. Kom na hom toe, maar verstaan net een ding, moderne Christen in 'n wêreld waar ons partykeer so vergejok word uit die Bybel, hy's 'n lewende klip. Wat wel deur mense afgekeer word. Hulle kyk nie na hom nie, stel nie belang in hom nie, maar God het hierdie klip, hierdie lewende klip, Jesus Christus, gekies. Hy sal nou die klip wees waarteen mense hulle breek. Hy is die voorbeeld van goedheid en kwaad. Goed en kwaad. En hy wat nie die klip reg verstaan nie, gaan seer kry. Want hy is die kennis van goed. Goedheid en kwaad. So mooi. Hy sê, maar voor God is hierdie lewende klip, Jesus Christus, word genoem 'n klip. Dis vir God kosbaar. En daarom sê hy vers 5, laat julle as lewende klippe opbou. Is Christen, luister gou mooi vir my, fokus bietjie, dis die mooiste sinnetjie wat jy sal verstaan in jou Christenskap. Is hierdie vers, 1 Petrus 2 vers 5. Laat jou soos 'n lewende klip opbou. Wie's die lewende klip? Jesus. Jy moet soos 'n lewende klip wees. Jy moet soos hy wees. Maar jy moet toelaat dat God dit laat jou opbou. Dis nie jy wat dit doen nie, dis nie jou pogings nie, hy gaan dit in jou doen, laat jou opbou. Ek het dit gaan opsoek, maar ek wil julle nie verveel met dit nie, maar dit is my so interessant, Grieks is so 'n ryk taal, maar letterlik die taal wat daar gebruik word, klip, is die woord lithoi, is soos 'n klein klippie, dis nie 'n klip so klein soos wat in jou skoen is nie, maar dis die idee. Dis 'n klein klip, jy kan hom optel en gooi, of jy kan hom 'n groot, ons het in Israel 'n klip gesien wat in gebou is in die muur, maar daai klip was so groot soos 'n bus.
Dit is 'n klip, is nie 'n rots nie, is 'n klip, maar dit was 'n groot klip. Jesus is 'n klip, 'n lithoi is 'n klip. Maar dan sê hy letterlik hierso, julle moet ietsie verstaan. Julle moet julle soos 'n lewende klip. Lewend is die woord zoe. Lewend beteken aktief. Daar's lewe in die kerk. Dis nie ons sit passief en wag om hemel toe te gaan nie. Hy's nie net 'n klip nie, hy's 'n lewende klip. Ons is 'n kerk, maar ons sit nie en wag om hemel toe te gaan nie. Ons doen goed. Ons beweeg, ons lewe, ons leef. Ons is lewende klippe. Maar die woord wat hy hier gebruik as hy sê laat jou opbou, is it's the present active participle. Dis 'n aktiewe woord wat God vir jou en deur jou doen soos jy smag na hom. En soos jy smag na hom, gebruik hy jou begeertes om jou lewendig te maak. Soos Adam geskep is en hy was dood, toe blaas God sy asem in hom in, toe word hy lewendig. Al wat jou lewendig maak is die asem van God, die Heilige Gees. Jy kan niks doen om jouself voor God lewendig te maak nie. Hy moet sy asem in jou inblaas en hy maak jou lewendig. Dis die konsep hierso. Hy sê so laat jou 'n lewende klip maak en hy sal jou opbou. Daai woord opbou is ook so mooi. Maar in elk geval, hy sal jou opbou. Opbou in wat? Opbou in wat? God is so goed dat hy besluit het dat ons wat honger na hom iets by hierdie klip gaan kry. Ons gaan sy beeld wees, soos 'n klip. Ons gaan lyk soos Jesus. Ons gaan soos Jesus lyk, soos Jesus funksioneer. Wie? Jy? Nee, ons. Nie jy nie. Hier is die grading van kerk en ek dink die Christene verstaan dit nie. Die pressure, die druk van Christendom is nie op jou nie. Dis op ons. Hier in hierdie gebou kan jy 'n paar swak golwe wees, maar ons is 'n see. Die kerk is 'n see. En so daarom as jy hierdie week geval het, jy's deel van 'n gemeente. Kom sit hier op 'n Sondag. En jy sit hier en jy voel skuldig. Here, ek het weer geval. As jy hier kom sit, is die oog van God op ons gefokus. Daar is genade binne in die ons van kerk. Dis wat die wêreld nie verstaan nie. Sy oog is op ons. Ons is die lewende klip, nie jy nie. Laat jou inbou in 'n huis. 'n Huis is nie een mens nie. Ons is sy huis en sy oog is op ons. En daarom hier binne in ons kry jy genade en beskerming en liefde en omgee en kom stap saam met my en dis okay, kom ons fix dit, kom ons maak dit reg. Jy kry broederlike liefde en omgee in 'n kerk en kameraadskap en hulp en bystand. Jy staan nie alleen nie. Dis die goedheid van God is kerk, die feit dat jy nou kan kom en Jesus is individueel die lewende klip, maar ons lyk soos Jesus. Dankie Here, jy hoef nie te lyk soos Jesus nie. Maar as jy hier kom sit, leefgemeente, ons moet lyk soos Jesus. Ons saam moet vir die dorp iets wys. 'n Gemeenskap wat omgee en groei en ons wys dat ons by mekaar kom om geslyp te word en gevorm te word om te lyk soos hierdie lewende klip. So laat julle as lewende klip, as Jesus Christus opbou tot 'n geestelike huis. Die woord is tempel, maar die woord is huis. Die woord is letterlik, jy gaan opsoek, die woord letterlik daar is huis. Dis my so mooi. Oikos pneumatikos. Pneumata is geestelik en oikos is 'n huis. Laat jou in 'n geestelike huis kom sit. Moenie die onderlinge byeenkomste mis nie. Hoekom nie? Want die pastoor soek 'n vol kerk. Whatever. Nee, want ons word 'n lewende klip. Die kerk probeer so goed wees dat die kerk vergeet ons is 'n klip. Ek gaan dit nou sê, en die van julle veral in leierskap of weer volwasse in die gees, julle moet mooi luister wat Paulus en Petrus vir die kerk probeer leer of vir die kerk leer. Ons probeer so hard om welsyn te doen en goed te wees. Ons vergeet ons is 'n klip vir die wêreld. Jesus Christus het gekom as 'n klip.
vir die wêreld. Hy skryf letterlik sodat jy dit sal verstaan, die goedheid van God, begin deur om te verstaan, hy's 'n klip, dan sê hy, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer. 'n hoeksteen, cornerstone, noem dit die fondasie van 'n gebou, of die klip wat die hele gebou bymekaar hou, die punt is net, 'n hoofsteen, die belangrikste klip, hierdie klip maak ons wie ons is, die hoof van die kerk, né? Ek sit 'n klip neer, uitverkore, kosbaar, maar wie in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Alles gaan oor hierdie klip. Hoekom sal God Jesus as 'n klip beskryf? Hy gaan aan, hy sê, daarom is dit kosbaar vir julle wat al geproe het, vir julle wat al iets by hom gekry het, en dit gesmaak het, en gesê, meer, jy, ek soek meer van jou, meer Bybel, meer kerk, meer preek, meer Christenvriende, meer van alles wat in hierdie geestelike huis gebeur, meer, vir julle wat dit geproe het en begeer om meer van dit te hê. Hy sê, dit is vir julle kosbaar, want julle glo hierdie klip se funksie. Maar vir ongelowiges geld hierdie woord, juist die klip, wat bouers gesê het, nee, dit het die belangrikste klip geword, die hoekklip geword, die fondasieklip geword, die sluitsteen geword. Jesus is alles en die wêreld ag hom glad nie. En dan sê hy in vers 8, hoor mooi, en 'n klip, Jesus is 'n lewende klip, ons praat nog die hele tyd van Jesus, die enigste een wat goed is, die beeld van God op aarde wat vir ons goedheid kom wys het, Jesus die goeie God, die klip, 'n klip waaroor mense kan struikel. Nou die woord klip weer eens, lithoi, is klein. En struikel beteken, ek gaan 'n bietjie kerk toe gaan, kom ons probeer hierdie Christelike ding, daai pastoor preek te lank. Jy smaak die goedheid van die Here, en, nee, is nie vir my nie. Ek weet ons kan nie sonder Jesus doodgaan nie, maar kerk mors 'n bietjie met my mojo, hy was nie lekker in my week nie. Ek proe hom, maar, ja, ek weet nie so lekker, jy het tannie gesien, sy het my so skeef aangekyk. En jy probeer Jesus proe, maar jy val oor hom. Hoeveel mense ken jy wat so is? Dalk is jy so. Hoeveel mense probeer Christendom uit, maar dit laat hulle val. Hulle proe dit, maar nee. Hy is 'n klip waaroor mense gaan val. Hy is nie die goeie God wat elke keer dat jy na Jesus toe stap en hy sê, Christendom. Dis so wonderlik. Nee. Jesus, jy gaan oor hom val. Hy's 'n klip. Dis wat die klip smaak, besef hoe goed hy is. Maar meeste mense proe hom en val oor hom. Hy is 'n klein klippie, hy is 'n rots, hy is 'n klip en mense gaan oor hom val, maar hoor hoe sê hy dit? Want hy probeer net dat jy nie die idee van die klip uit die kerk uitgooi nie, want ons doen dit so vinnig, want jy maak jy 'n kerk vol oor hierdie preke nie, maar hoor mooi, hy sê, jy moet verstaan, hy's 'n klip en mense gaan oor hom val, maar dis erger as dit. Hy is 'n Petra. Hy sê net 'n lithos nie, hy sê net 'n klip nie, hy's 'n rots. Petrus se naam, Petra. Simon word Petra genoem, Petrus, rots. Rots is 'n berg. Nou gaan Petrus verder en hy sê, julle misverstaan Jesus. Hy is goed, maar julle smaak sy goedheid, maar julle misverstaan hom. Vir die wêreld is Jesus 'n berg, wat in hulle pad staan. Hulle kan nie kom waar hulle wil kom nie, want Jesus is in hulle pad. Julle moet daai rots wees. Kerk moet soos 'n lewende klip wees. Julle moet 'n lewende berg wees. Julle moet 'n Petra wees vir die wêreld. Jy kan nie net vir die wêreld laat voel asof alles oukei is nie. Asof hulle kan aangaan met hulle lewens en net beter probeer leef nie. Wees net 'n beter man, werk net harder, maak net meer geld. Geld gaan al jou probleme oplos. As ek jou net kan leer om 'n beter werker te wees, sal al jou probleme verdwyn. En ons kerk, ons doen dit. Ons wil die goedheid van God vir mense gee, maar hulle proe hom en verwerp hom
En die kerk kan nie goedheid uitdeel nie, want ons is nie goedheid nie, ons is 'n klip. En mense moet oor ons val. En dan vra hulle, wag 'n bietjie. Hoekom val ek oor hom? Hy's alles. Hy is 'n rots wat jou kan laat nie struikel nie, val op jou neus. Daai woord val is hel. Jesus is die rede hoekom mense hel toe gaan. Ons weet dit, ons wil net nie daaroor preek nie. Wie gaan hemel toe? Goeie mense? Nee. Wie gaan hemel toe? Mense wat in Jesus glo. So, hoekom gaan jy hel toe? Jesus. Hy is die rots wat jou op jou neus laat val het. Jy het hom geïgnoreer jou hele lewe. Hoeveel keer het hy vir jou chocolates uitgedink? Nee, dis nie so lekker soos lint nie. Jou chocolate was nie lint chocolate nie, hoor. En ek het gehoor, hoe sê hy, nee, hier is nie lekker chocolate nie. Ek het gehoor, hoe trek hy sy neus op vir jou chocolate, hoor. Ek het dit gesien in sy oë toe hy dit proe. Hy het nie gedink jou chocolate is so lekker nie. Hoeveel mense, kerk, jy offer vir hulle Jesus, dan trek hulle neus op. Jesus is die deur hemel toe, en as jy jou neus vir hom optrek, wat kan die kerk, wat bied ons mense, as ons nie vir mense Jesus bied nie, as hulle neus op hom optrek, moet ons soepat en pleit by hulle, hy is die melk, hy is die goeie geestelike kos, jy kan hom nie ignoreer nie, ignore him at your own peril. Daai gaan nooit die goedheid van God smaak, as jy hierdie hoeksteen, hierdie klip verwerp nie. Jy gaan nie sy goedheid beleef nie. Hoekom gaan dit so swaar met my? Smaak jy sy goedheid? Begeer jy sy goedheid? Vers 1. Los jy hierdie slegte goed in jou lewe, want jy weet sy goedheid is daar vir jou. Of misbruik jy sy goedheid? En dis waar ek wil eindig. Kerk, julle wat sy goedheid ken, hy's 'n rots en mense gaan oor hom val. En hy skryf daar, hy sê, want hulle is ongehoorsaam aan die woord. Johannes 1. In die begin het die woord vlees kom word. Ek het eendag by Hendrik hulle 'n lekker boodskap daaroor kom preek. Daai woord is in Grieks is die woord logos, logo. Swish, Nike, just do it. Wat is 'n logo van 'n company? Wat is ons logo? Is die golf, né? Sy genade wat bo jou sal breek. Jou logo is die beeld van wie jy is en wat jy wil sê. Jesus is God se logo en die kerk is Jesus se logo. Die woord, as jy sê leef, wat hoor mense? As jy sê Jesus, wat hoor mense? As jy sê God, wat hoor mense? Logo beteken beeld van. Jesus is die beeld van God. Hy is die logo, die woord van God. Hy is die beeld van God. En hy sê, hulle val, want hulle is ongehoorsaam aan die beeld van God. Hulle is ongehoorsaam aan die woord van God. Hulle is ongehoorsaam aan Jesus. En daarom kry hulle nie goedheid nie. Hulle smaak niks goeds nie. Kerk, as jy die goedheid van God gebruik en begin misbruik, gaan jy in gevaar wees met jou lewe. Want sy goedheid is nie daar sodat jy net kan kry nie. Sy goedheid is daar vir 'n rede. Sy goedheid is sodat jy kan verstaan, jy kry 'n kans om 'n rots te wees. En vir mense te sê, moenie sonder hom doodgaan nie. Jy kan nie sonder hom leef nie en jy kan nie sonder hom doodgaan nie. Moenie sonder hom doodgaan nie. Jy is 'n rots en jy is veronderstel om 'n rots te wees. Dis so belangrik. Hy sê hierso, hy sê, hulle val, want hulle is ongehoorsaam aan hierdie beeld van God. Maar julle is anders. Julle is uitgekies. Julle is koninklik. Julle is heilig. Julle is 'n volk wat aan God behoort, sodat julle daai deugd kan verkondig. Wat se deugd? Hy's 'n lewende rots. Maar hy's goed vir dies wat hom smaak en proe. Hy's 'n rots, maar hy is goed vir dies wat hom smaak en proe. Maar hy is 'n rots waaroor jy gaan struikel en wat jou gaan maak val. Ons moet dit verkondig. Wat moet ons verkondig? Die goeie nuus dat die klip van Genesis 3 goed is. Dat sy vloek tot 'n einde kon kom deur sy goedheid aan die kruis. Dat die rots goed is. Julle was nie 'n volk nie, maar julle is nou 'n volk. Julle het geen ontferming geken nie, nou ken julle ontferming. So hy eindig deur om te sê, julle het sy goedheid geproe.
Julle was nie 'n volk nie, nou is julle 'n volk. Julle het nie die genade van God geken nie, nou ken julle die genade van God. So julle wat kan sê, ek is op pad hemel toe, julle het sy goedheid geproe. Great, julle is anders. Gaan wees 'n rots. Jy moenie val nie. Laat staan julle sondes, want julle weet hoe goed hy is. Laat sy goedheid jou dryf na heiligheid. Moenie aanhou sonde doen nie, want jy het sy goedheid geproe. Sy goedheid is nie 'n verskoning om sonde te doen nie, sy goedheid is 'n rede om op te hou sonde doen. En hoe meer jy sy goedheid proe, hoe minder moet jy val, want hy's nie 'n rots waaroor jy val nie, hy's 'n rots na wie toe jy nader. En daarom wanneer Paulus oor hierdie rots praat, wanneer Paulus oor God se goedheid praat en God is 'n rots, dan sê Paulus hierdie woorde dood eenvoudig. En ek wil dit net vir julle lees. En ons hoor wat sê Paulus in Romeine 2. 1 Petrus 2, Romeine 2. In Romeine 1 sê hy hoe sleg mense is, mense wat mekaar begeer in die wêreld en alles is vergaan en hulle het net straf in die hel wag vir mense. Dis Romeine 1. Romeine 2 kom hy en dan sê hy hierdie woorde in die begin van Romeine 2. Hoekom praat hy met Christene? Hy sê, hoekom verag julle die rykdom van God se goedheid? Leefgemeente, julle proe sy goedheid. Dit gaan goed met ons. Moenie sy goedheid verag nie. Moenie dit misbruik nie. Hoekom is God goed vir ons? Verag julle die rykdom van sy goedheid, sy verdraagsaamheid, sy geduld? Besef jy nie dat God se goedheid jou tot bekering wil bring nie? Daai woord bekering in Grieks is die woord metanoia. So probeer verstaan wat hy sê. Hy sê metamorphos, verandering. Besef jy nie God se goedheid wil jou lei na 'n veranderde lewe nie? As jy vir my kan sê, Evelyn, God is goed, dan vra ek vir jou, hoe verander dit jou? Sondig jy minder? Het jy opgehou met vloek? Het jy opgehou met hierdie nonsens? Of word jy dieper in sonde ingetrek? Dan ken jy nie sy goedheid nie. Want sy goedheid lei jou na verandering. En oppas, jy soos vers 1, jy bedrieg jouself. Wat sê hy in Petrus 1? Lê daai slegte dinge af soos bedrog. Jy sê jy's 'n Christen, maar jy is nie 'n Christen nie, want jy smaak nie sy goedheid nie. As jy sy goedheid gesmaak het, sou hierdie dinge vir jou jakkie geraak het. Jy sou ophou met hierdie goed, want God is goed en daai goed is nie goed nie. En so omdat hy goed is en hierdie sleg is, draai jy na wat goed is, want jy ken mos nou die verskil tussen goed en sleg. Jy het geëet van die boom van die kennis van goed en sleg, want Jesus Christus gee jou die reg om dit te doen. En nou weet jy wat is goed en wat is sleg. En so daarom skryf Paulus, en dan sê hy vir hulle, julle misbruik sy goedheid, en julle besef nie sy goedheid lei jou na verandering nie. Dan sê hy, deur jou hardkoppigheid, en hart wat nie wil verander nie. Omdat God deeltyd vir jou goed is jy besig om vir jouself toren op te stapel op die dag van die rots, op die dag van die klip, op die dag van oordeel, wanneer die regverdige God oordeel en dit aan jou geopenbaar word. Kerk, as jy sê God is goed en jy's nie besig om soos hy te word nie, jy's besig om oordeel op te bou teen jouself. Dis beter vir die ou onder die brug as vir die ou wat in sy mooi huis en in sy rykdom bly. Want die ou wat in sy mooi huis en in sy rykdom bly, kan sê God is goed, maar dan misbruik hy dit. Wat kan jy ou onder die brug sê? Die son is mooi. Daarom sê hy, ryk mense vind dit moeiliker om hemel toe te gaan as arme mense. Want ryk mense word goed gegee. Arme mense het niks om weg te gee nie. En daarom as jy iets gegee is, het jy 'n verantwoordelikheid. Moet dit nie misbruik nie. As jy vir my kan sê, pastoor, God is goed, gaan ek vir jou vra, hoe verander dit jou? Hoe verander dit die wêreld om jou? Want daai goedheid is nie vir jou nie. Jy's 'n rots. Dis om vir ander mense te wys wie Jesus is. En as hulle nie Jesus in jou goedheid kan raak sien nie, dan doen jy nie jou werk nie. God het jou uitgekies sodat jy sy deeg kan verkondig. Hy is goed vir jou sodat jy vir mense kan sê,
God doen hierdie vir my. Hy is goed. Ken jy hom? En as hulle sê, jy het wat jy het want jy werk hard, dan jy gaan op jou neus val. God is goed vir jou. Eer hom so bietjie. Kyk 'n bietjie in hierdie week as God mense na jou toe stuur wat spog oor hulle achievements, hulle accomplishments. Kyk na mense in die spieël, mense in jou huis en mense in jou werksplek, wat vir jou sê wat hulle bereik het in die lewe. En hoor of hulle God daarin eer. En as hulle God nie raak sien in wat hulle bemag het in die lewe nie, onthou jy's 'n rots. Jy moet hulle herinner, hulle het van God vergeet. Jy moet vir hulle sê, besef jy, God het hierdie goed vir jou gedoen. Wanneer laas het jy God kom eer? Wanneer laas het jy vir hom geskenke kom bring van jou hart, wat sê, jy's 'n rots, jy's 'n lewende klip. God, ek hoor goedheid in jou lewe. Ja. Waar's God? God is goed. God is goed. Hy's 'n rots. Dis wat daai rots kom proe dat hy goed is. En begeer hom op hom te kom staan. Leefgemeente. Ons het goeie nuus. Ons rots is goed. Ons rots is goed. Hy is so lief vir ons dat hy sy lewe vir ons kom neerlê het. Sodat elkeen wat net na hom toe draai en hom werp op daai rots en sê genade asseblief, kry wat hulle voor vra. Alles wat ons vra in die naam van hierdie rots word vir ons gegee. Genade, Here. Vergewe my, Here. Asseblief, Here. Dit kry jy. Gratis. Dis hoe goed hy is. Maar as jy hom nie raak sien nie, gaan jy hard val. Sy goedheid moet jou lei na verandering. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, eerstens soos wat ons hier sit as leefgemeente. As ons vanoggend hier sit en ons kan die goedheid sien, goedheid in die feit dat ons in een van die mooiste dorpe bly, en ons maak dit net, ons hou vas, want ons is hier, dat ons die see hier by ons het, dat ons familie het, dat ons vriende het, dat ons relatiewe gesondheid het, dat ons 'n hoop het en 'n toekomsverwagting het en 'n ewigheid het wat vir ons opgegaar is en veilig in die hand is. Here, al die son wat oor ons skyn, die klere wat ons dra, Here, alles waarvoor ons dankbaar kan wees. Here, help ons om daai goedheid te gebruik om die deug te verkondig. En dat hierdie goedheid nie gebruik word as oordeel nie. Wat 'n tragedie, wanneer die rykdom van God ons oordeel vasmaak. Hoe hartseer as God se goedheid in sy oordeel verander. En soveel mense gaan nie verstaan, dat die goedheid wat hulle het, nie is omdat hulle goed is nie, en daai goedheid gaan in oordeel verander. Want my God is goed, maar hy is 'n rots. En hy sal geëer word. Maak dat leefgemeente op 'n mooi manier, op 'n wyse manier, vir mense wat vergeet het van God, kan wys dat alle goedheid kom van hom af. En hy sal geëer word. Elke knie sal buig. Moenie laat jou goedheid in oordeel verander. Eer hom terwyl jy lewe. Eer hom terwyl jy lewe. Met hoe baie of hoe min goedheid jy al gesmaak het. Eer hom. Eer hom. Hy is 'n rots. Moenie oor hom val nie. Kniel voor hom neer. Dankie daarvoor, Here. Leer ons as leefgemeente om 'n ware kerk te wees. Help ons, Vader. Help ons soos Petrus hierdie kerk gehelp het. Mag ons hang aan die lippe van Petrus, want dit is die logos, dit is die manne wat U gekies het om die beeld van Christus vir ons te dra.
Help ons om hulle woorde te verstaan, sodat ons nie ongehoorsaam sal wees aan die Bybel nie. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. En amen. Mag julle lekker gaan stoei met hierdie woord in die week. Mag julle gaan sien hoe die Here julle soontoe lei. Ek's lief vir julle. Sien julle volgende week. Totsiens.